Een en elkeen groet in die onfeilbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons Facebook vriende, die is gegroet in die naam bo alle name. Die enigste naam wat vry kan maak, die enigste naam wat lewe kan bring, die enigste naam wat genesing kan bring. Dis die naam wat ons kan roep in die donkerste nag, in die moeilikste tye. Is hy die een wat oomblikke kan verander. Van 'n oomblik, in 'n oomblikse tyd, kan jou hele lewe weer skryf word. En ons roep vanmôre op daardie naam. Ek wil vanmôre net bid voor ek begin. Ons almal het ons oë sluit. Getroue hemelse God en Vader. Here, ons is vanmôre hier nie om kerk te kom hou nie, my Here, maar as deel van die liggaam van Christus wat by mekaar gekom het, my Here, om U naam groot te kom maak. Om U teenwoordigheid, my Here, tot ons midde, my Here, te kan roep, my Here. Van U sê, my Vader, daar waar 2 of 3 in U naam vergader, Here, daar is U teenwoordig, my Here. My Vader, ons is vanmôre, my Here, reg oor die land, my Here. Is ons, my Here, by mekaar, my Here, in die Gees, my Vader, om U naam groot te kom maak, my Vader. Want is slegs U, my Here, wat ons verlossing, bevryding, my Here, herlewing, hernuwing kan gee, my Vader. My Here, ek vra vanmôre, salf ons, my Here. Salf my vanmôre, my Here, om die boodskap te bring, my Here. Salf, my Here, elke hart, my Here, waarop die woord, my Here, gaan vrugbare grond op gaan val, my Here. Salf elke oor, my Here, om nie net te hoor nie, my Here, maar om op te staan en te doen, my Here, die kosbare, lewegewende woord van God, my Here, ons leer, my Here. My Here, lei ons vanmôre na waters waar rus is, my Here, sodat ons, my Here, die vryheid wat in U is, alleen, my Here, te kan geniet, my Vader. My Here, ons bid vanmôre vir pastoor waar hy is, Here. Dankie, my Here, vir sy hart, my Here. Dankie, my God, dat U, my Here, sy geneesheer is, my Here. Dankie, my Here, dat U, my Here, 'n vriend is nader as 'n broer, Here. Dankie, my God, dat U sy persoonlike God en saligmaker is. En U is Jesus. Ons dankie vanmôre, my Here. Seën hierdie diens, my Here. Seën hierdie woord, my Here. Laat U wil geskied, my Here. Jesus magtige naam. Amen en amen. Getroue hemelse God. Dis die Here wat ons dien. Vanmôre wil ek bietjie praat oor verlossing. Die engel sê salvation. Nou as ons praat van salvation, as jy die stamwoord gaan vat, dan kom ons by salvage uit. 'n Salvage yard. Dis dieselfde woord, salvation, salvage. 'n Scrapyard, as ons dit in plain taal nou gaan vat. En die Here vat skrap. Want ons was almal gebroken. Ons is almal nog steeds gebroken. Maar hy sê, hy is in staat om die wat verbryseld van hart is, te vat en weer heel te maak. Dis die God wat ons dien. Want dis net die een wat jou gemaak het, wat jou weer heel kan maak. Al sê die wêreld, jy is weggegooi, al sê die wêreld, jy is 'n stuk skrap. Weet God alleen wat die kosbare materiaal was, wat hy gebruik het, om jou in die eerste plek te maak. En hy is in staat om daardie skrap weer te salvage, weer te verlos. En dis wat ek vanmôre van wil praat. Dit klink baie keer as 'n eenvoudige konsep, maar altyd die eenvoudigste konsep is wat ons die moeilikste tyd het om te verduidelik. Veral ons groot mense. Ons lees in Kolossense 1 vers 13 tot 14. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Ons moet soos kindertjies wees. Jesus sê, om die koninkryk van God in te gaan, moet ons soos kindertjies word. Ons praat vanmôre van verlossing.
En die wêreld wil nie hoor van verlossing nie. Die wêreld is wys in sy eie gedagtes. Hy steun op sy eie gedagtes. Geen verlossing is moontlik sonder bekering nie. Geen verlossing is moontlik sonder bekering nie. Ons moet eers tot bekering kom om die verlossing te kan kry. Want die verlossing is 'n vrye geskenk uit die hand van God. Maar bekering is jou besluit om daardie geskenk te aanvaar. Ek wil u terugvat na die eerste Pasfees. Die lam was geslag. Die instruksie was gegee, slag die lam. Die bloed was opgevang in 'n bak. Dit was beskikbaar. Maar dit was die verantwoordelikheid van een en elke huisgesin om daardie bloed toe te pas. Dit was die verantwoordelikheid van elke huisgesin om die hyssop te vat, 'n bitterkry, om die bloed toe te pas. So my vraag vandag, is ons bereid om die bitterkrye te vat, sodat ons die waarheid van God kan uitlewe? Want sonder daardie bitterkrye, en die waarheid is bitter. Ewen die disippels het vir Jesus gevra, "U woord is hard. Wie kan na dit luister? Dit is bitter." Maar ons moet daardie woord vat, ons moet daardie bitterkrye vat, om die bloed van God oor ons lewens toe te pas, om die bloed van God oor ons kinders, oor ons verhoudings toe te pas. Bekering is jy wat die hyssop vat, en die bloed van die lam van God druk, en so die krag van verlossing in jou eie lewe te kan aktiveer, en so dan 'n nuwe mens met 'n nuwe identiteit te kan vorm. Oor hulle die bloed toegepas het, was hulle slawe van Egipte. Na hulle die bloed toegepas het, was hulle vry, ewen van die dood. Die dood kon hulle nie aanraak. Dis hoe kosbaar die bloed is. Dis hoe kosbaar die bloed is. En wanneer ons tot bekering kom, aanvaar ons daardie bloed van Christus oor ons lewe. Dat die bloed van God nooit sy krag verloor het nie. Dat die bloed van God ons reinig. Dat die bloed van God ons lewendig maak. Ons lees Filippense 3 vers 20. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Nommer 1, ons verlosser het ons verlos om nuwe lewe te ontvang. Om ons hart en gedagte weg van die tydelike dinge te kry en op die ewige te fokus. En wat is meer ewig as die verlosser homself, Jesus Christus? Hy sê, nog voor Abraham was ek. Oor die grondlegging van hierdie aarde was ek. Maar baie keer raak ons so besig met die werk van God, dat ons nie tyd spandeer in die wil van God nie. En sy wil is om 'n noue verhouding met een en elkeen van ons te bou. Om een saam met ons te word. Om ons gees vry te maak. In hom, deur hom, vir hom. Ons raak soos Martha, ons raak beheer met die werk van die verlosser. Dat ons opbou die verlosser verwag. Dat ons opbou om stil te wees en te weet dat hy God is. Dat wanneer hy begin beweeg, niemand hom kan keer. Dis hoekom hy die instruksie gee. Wees stil en weet dat ek is God. Nie wees stil en dink dat ek is God nie. Jy moet dit weet, jy moet weet dat jy weet. Jy moet die vyand sê, ek weet, hy is God. Jy wil gedagtes, jy wil leuns inbring, maar ek weet hy is God. Hy het my verlos, hy het my duur gekoop. Sy bloed het my bevlek. Van bloed los altyd 'n vlek. 'n ewige vlek is op jou lewe geplaas. Op die kruishout van Golgotha.
Die wêreld wil ons in 'n pakkie indruk. Die wêreld wil vir ons sê wat ons in Christus moet wees. Die wêreld wil ons sê wat ons verlossing vir ons kan beteken. So ons probeer hard om 'n beeld aan die wêreld te wys dat ons die swaar ding alleen kan dra. Maar God het ons nie tot dit geroep nie. Nie een van ons kan dit maak sonder die geskenk van die verlossing wat slegs in Jesus Christus gevind kan word. Ons verlossing is perfek. Ons verlossing is volmaak deur die bloed van Christus. Ons lees Romeine 3 vers 23 tot 24. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus is. Niks wat jy doen, niks wat jy gedoen het, niks wat jy nog gaan doen, in jou die verlossing wat Christus vrylik aan jou gee, tot dit iets bydra nie. Absoluut niks. Dit is vrylik vir jou gegee in Christus Jesus. Jou verlossing het gekom op Golgotha. Jy moet die bitterkrye dan elke dag vat, deur die vleeslike dinge af te lê en die waarheid te aanvaar, deur geloof alleen in Christus alleen. God het self gekom om ons te kom verlos. God het vlees aangeneem om ons te kom verlos. God het gelei en hy het geploei en gesterf om ons te kom verlos, sodat ons vry kan wees en werklik vry. Prys die naam van die Here. Al murmureer ons ook teen God, sy geliefde. Ons bly sy geliefdes. En sy liefde is altyd daar vir ons. Sy liefde is allesomvattend. Al wat ons moet doen, steek uit jou hand, vat die bitterheid en maak die bloed 'n daglikse applikasie in jou lewe. 'n Daglikse applikasie. Ek het al voorheen gepraat dat moet 'n stap van aanbidding wees. Jou lewe moet elke tree tot aanbidding van God hê. Ons lees in Exodus 8 vers 23. En ek sal 'n verlossing stel tussen my volk en jou volk. Môre sal hierdie teken plaasvind. Die Israeliete het niks vir God gedoen nie. Dat het nie gegaan oor hulle se ongehoorsaamheid nie. Dit gaan oor God se belofte. God het 'n belofte aan Abraham gemaak, 'n ewige belofte. Hy het gesê hulle gaan vir 400 jaar in Egipte as slawe verdien. En die verlossing wat hy gestel het, was nie omdat hulle goed was nie, omdat hulle perfek was nie, maar was omdat hy liefde is, omdat hy lewe is, omdat hy vryheid is. En waar die gees van God is daar vryheid. Hier sien ons weer eens bewys dat terwyl die Israeliete hom gehaat het, terwyl ons hom gehaat het, het hy ons lief gehad. Want nie eers die murmureringe van sy volk kon sy liefde en verlossing keer nie. Hy het hulle losgemaak uit die slawehuis uit. Hy het ons losgemaak uit die slawehuis. Die huis van sonde, die huis van die vlees. En hy het dieselfde vlees gemaak en hy verklaar dit is die tempel van God. Dit is heilig. Dit is hoogheilig vir die Here. Dit is kosbaar. Mees kosbaar as enigiets op hierdie aarde. So kosbaar as een siel vir die God wat ons dien. Psalm 28 vers 8. Die Here is 'n sterkte vir hulle en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. Hy is 'n vesting
van verlossing vir sy gesalfde. 'n Vesting praat ons van 'n sterk gebou. 'n Gebou wat die vyand nie maklik kan inkom nie. En as ons praat van, hy is die vesting. Hy is die ewige rots. Hy is die rots wat die hele wêreld oorgeneem het. En jy jouself indink, hoe sterk is jou vesting waarin jou verlossing is. Want een en elkeen is gesalf om 'n boodskap, om 'n werk vir God te doen. Een en elkeen is geroep met 'n ewige heilige roeping. David smeek in hierdie psalm om verlossing. Maar hy begin met gebed, dat God sy gebed moet verhoor. Ware verlossing uit sonde, uit die dinge van hierdie wêreld, kom met 'n noue verhouding met ons God en Vader. Dat jy in jou swakheid weet waarheen om jou aandag en energie te rig, maar ook om jou verlossing uit te leef, en om jou aandag te rig wanneer dit goed gaan, en wanneer dit sleg gaan. Van God verlos ons om met lof en dankbaarheid te leef. God verlos ons om aansteeklik vir die wêreld te wees, met die liefde van Christus ons salig maak. God verlos ons om vrylik die woord en die liefde van God uit te leef. Om ander ook aan die brand te steek vir sy wil en vir sy koninkryk. God verlos ons nie vir onsself nie. Want hy het gekom nie om vir homself te leef nie, maar om vir ons kom leef. Om vir ons die verlossing te bring, sodat ons dan 'n verlossing, 'n steen vir ander ook kan word. Prys die naam van die Here. Efesiërs 6 vers 17. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Die beskerming van die hoof, in ander woorde, jou gedagtes en jou aanvalwapen, die swaard, is een en dieselfde ding. Sonder ware verlossing hier, kan jy nie die vyand reg aanval nie. Want jou gedagtes word nog deur die vyand weg van die woord van God. Maar die woord leer ons om elke gedagte gevange te neem en onderdanig aan die woord van God te maak. So verlossing gaan hier hand in hand met die onderdanigheid aan die woord van God. Amanda het gevra, aan wie is ons onderdanig? Ons moet onderdanig aan die woord van God wees, sodat die wêreld kan sien die verlossing, die heerskappy van God oor ons lewens. Dat die wêreld kan sien dat ons 'n slaaf vir Jesus is. Maar nie net 'n slaaf nie, 'n vriend. Maar nie net 'n vriend nie, 'n kind. Maar nie net 'n kind die erfgenaam van God. Maar dit begin hier. Hierdie oorlog. Dis hoekom ons die helm van verlossing moet aansit. Ons gedagtes moet ons verlos van die tydelike dinge van hierdie wêreld. Die wêreld is van grond gemaak. Ons gedagtes moet ons strek na bo. Ons gedagtes moet ons strek na die hemel. Ons gedagtes moet ons in Christus hou. Want hy is die skrywer en volëinder van ons geloof. Sonder hom kan ons niks doen nie. Sonder hom kan ons niks doen nie. Ons lees Psalm 130, vers 7 tot 8. Die woord van God sê, wag op die Here, o Israel. Want by die Here is goedertierenheid. En by hom is daar veel verlossing. En hy self sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. Die Here het niemand anders gestuur om verlossing te bring nie. Hy self het vir jou gekies om te verlos. Hy self het gekies om te sterf, sodat die bloed wat hy gestort het, tot lewe in jou kan lei. Sodat die bloed jou kan losmaak van skamheid
Want Apostel Paulus sê, hy skam hom nie vir die evangelie van Christus. Nie deur sy eie krag nie, maar deur die bloed, deur die gees van God wat hom die krag gee om hom nie te skam nie. Baie kere in vandag se lewe is ons nog skam om die woord van God te deel. Ons skuil agter verskonings. En die Here hy was tydelik aan preek die evangelie van God in alle nasies, tale, volke. Dis ons opdrag. Alle nasies, alle tale, alle volke. Van eendag as die Vader kom, gaan ons nie net in Afrikaans sing of in Engels, of ons gaan alle nasies aan in een stem, halleluja, halleluja sing. In die naam van die Allerhoogste. Prys die naam van die Here. Ons sien dat ons kom altyd kort in die heerlikheid van God. Want God sê, hy sal ons self verlos van ons ongeregtighede. Jesus het nie gekom omdat ons goed was nie. En al probeer ons hoe hard ook, geen mens is goed nie, behalwe God. Ons kom kort van die standaard wat God gestel het. En so het hy nooit verwag dat jy jouself kan red nie. Want hierdie vlees is wel gewillig, maar dit kan nie goed wees nie sonder Christus. Veel verlossing is daar by hom. Dit is sy wil en werk om jou te verlos. Dit is dan ons werk om die vrye gawe van verlossing te aanvaar, om dan 'n lewe van heiligmaking te leef, om die vlees te kastei, om die tong in toom te hou, om te hou aanbiddend, om te hou vir jouself 'n rein hart, om jou gedagtes te neem, onderdanig te maak, gevange te neem en onderdanig te maak aan die woord van God. Om die bloed van Jesus oor jou lewe elke oggend te pleit. Want ons weet die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Hy wil net verskeer. Hy wil net doodmaak. Hy wil net van God alleen kan bou. God alleen kan lewe gee. God alleen kan 'n nuwe ding doen. Ons sing 'n lied, my God is 'n God van nuwe dinge. Nuwe dinge. Want God wil nie ons ou lewe aan ons teruggee nie. Dis hoekom hy ons uit dit verlos het. Ons lees Handelinge 13 vers 26. Broeders, kinders van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. Ons is nie kinders van die geslag van Abraham nie, maar ons is die wat God vrees. In die begin van wysheid is die vrees van God. Ons het die voorreg om God as ons Vader aan te neem, deur hom te vrees. Maar lewe ons nog 'n lewe van vrees? Lewe ons nog 'n lewe waar ons die Here stel op sy troon? Dat hy die belangrikste in ons hele lewens is. Dat nie man, nie vrou, nie kinders, nie ma of pa belangriker as hy is. Of het ons verskonings as dit kom by die werk en die wil van God? Ons lees hier dat julle wat God vrees, vir julle is die woord van verlossing gestuur. Die vrees van God is baie belangrik vir verlossing. Sonder die eerbare vrees van wie en wat God is, dat hy heilig is, dat hy almagtig is, dat hy 'n verterende vuur is, dat hy berge laat bewe, dat hy winde en storms kan stilmaak. Sonder daardie vrees sal jy nooit
die verlossing van God kan vind en verstaan en geniet nie. God wil hê jou verlossing moet lei tot heiligmaking. Dat jy nie onvrugbaar moet bly nie, maar dat jy vrug kan gee. Nie 30, 60, maar hy wil hê jy moet 100voudig vrug gee, vrug lewer. Van 'n boom lewer nie vrug vir homself nie. 'n Boom lewer vrug vir ander. So ons kan nie vrug lewer vir ons. Ons vrug is vir ander. Alles wat ons in die Here is, alles wat ons in die Here doen, dit is vir sy koninkryk, dit is vir sy kinders. Net soos ons die verlossing vrylik aanvaar het, gevind het, net soos ander uitgegaan het om die woord van God te preek, om vir ons 'n vrug te kan gee, so moet ons ook uitbeweeg om die vrug van God aan ander oor te dra. Prys die naam van die Allerhoogste God. Psalm 111 vers 9. Hy het aan sy volk verlossing gestuur. Hy het sy verbond vir ewig ingestel. Sy naam is heilig en vreeslik. Sonder God het ons nie 'n definisie van heilig nie. As ons praat van heilig, is dit God alleen wat die woord definisie gee. Sy naam is vreeslik, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader. Dis die God wat ons dien. En dis die vryheid wat hy in ons wil hê. God verlos ons van soveel hartseer, pyn en ook skande. Hy sê verlossing is ook nie 'n tydelike, maar 'n ewige verlossing soos ons kan lees. Al wat ons moet doen is om nie weg van die voetebank van God te beweeg nie. Bly by die voetebank. Bly nederig. Bly onder sy gesag. Buig jou hart en jou siel neer. Enige trotsheid wat in jou is, breek dit af. Want die woord is duidelik, God weerstaan die trotses. Dis in nederigheid wat God nader na jou kan kom. Dis in swakheid wat sy krag openbaar kan word in sy volheid. So as jy trots is en as jy sterk is, kon God nie in jou lewe werk nie. En jy nie sy verlossing wat vrylik aan jou gegee is, geniet nie. Want God wil hê ons moet 'n plesier in hom hê. Ons lees Jesaja 45 vers 17. Israel word verlos deur die Here met 'n ewige verlossing. Julle sal nie beskamp staan nie, of in die skande kom tot in alle ewigheid nie. Sy verlossing is ewig. Ons moet dit uitleef in vrees en bewering. Ons moet dit nie net vat as van selfsprekend nie. Ons moet weet dat ons 'n heilige en 'n vreeslike God dien. Ons moet weet dat wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, kan ons soos die sterwe. Maar dit is sy genade en sy liefde alleen wat ons nog lewendig hou. Want ons is ver van perfeksie af. Ons val nog elke dag. Maar sy liefde, sy genade is genoeg vir ons. Verlossing praat altyd van vrymaking. Hy het ons verlossing, hy het jou duur gekoop. Jesus roep ons uit die duisternis in die lig, in die vryheid wat slegs deur hom en in hom gevind kan word. Om al die verskillende jukke en reëls wat die wêreld op ons wil lê. Hy wil hê ons moet vry wees. Ons moet ons geniet in God, in skoonheid van hart en gedagte, van gees. Om nie op ons eie gedagtes te steun nie, maar om die liefde van God dag na dag te verkondig, dag na dag uit te leef.
Hy sê vol lof en dankbaarheid moet ons lewe. Is ons vol lof? Is ons nog dankbaar vir die teenwoordigheid van die Here? Soek ons nog sy aangesig of soek ons die dinge? Ons lees Galasiërs 5 vers 13. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Liefdebediening is wat jou die krag gaan gee om verlossing van die liste van die vlees te, om jou tong in toom te hou, om jou gedagtes gevange te neem en onderdanig aan die woord van God te maak. Want dis die liefde, dis eerste die liefde vir jou God. Dis die liefde vir jou naaste soos jouself. Om dan werklik vry in God te wees, daarom leef 'n geesgevulde lewe. Wees altyd honger en dors vir die teenwoordigheid van God. Wees altyd honger en dors om liefde uit te beeld. Wees altyd nederig om God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele gedagte, jou hele krag, jou finansies, jou tyd. Wees God lief met jou hele wese. En besef dat een en elkeen van ons in sy beeld en sy gelykenis gemaak is. En dat wanneer ons God lief het, moet ons sy beeld en sy gelykenis ook lief het. En dis die een ding wat Satan haat. Satan haat ons, omdat ons in die beeld en gelykenis van Christus is. So wanneer jy teen jou broer en jou suster preek, of stry, of iets negatief sê, dan jy saam met Satan. Doen jy die wil van Satan. Hy is die aanklaer. En dan gaan jy sy eerste getuie wees. Maar as ons in die liefde bly, kan ons verlossing ontvang van al hierdie dinge. Dis die verlossing van Jesus Christus alleen. Prys die naam van die Here. Ons lees 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is daar vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedagte verander na dieselfde beeld van die heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. So God stop nie. Die woord sê jy gaan van heerlikheid tot heerlikheid. Jy gaan stap vir stap na die saligheid gaan jy gaan. Maar dan jy Jesus vat as jou leidsman in sy hand. Dan jy Jesus aankleef aan sy soem wanneer jy te swak is. Dan jy Jesus aanroep dag en nag, sodat jy die saligheid van God kan aanvoel. Ons kyk nie soos net in 'n spieël en as jy omdraai, vergeet jy nie. Maar ons weet waar ons hulp vanaf kom. Ons lees in Psalm 121 dat ek slaan my oë op na die berge. En hy vra waarvandaan sal my hulp kom? En ons kan sien, die hulp kom nie van die berge af nie. Alhoewel sy oë opgeslaan is na die berge. Sy hulp kom van dit wat hoër as die berge is. My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde geskep het. Net so ons verlossing gaan nooit hier van hierdie aarde afkom nie. Geen politieke party nie. Geen profeet nie. Geen pastoor nie. Maar ons verlossing kom slegs van Jesus Christus. Hy alleen en niemand meer nie. Dis hoekom ons moet beweeg in die Gees. Ons moet God vra om ons elke dag met sy Gees te vul.
om ons elke dag van heerlikheid, die heerlikheid van gister was alright, maar Here, ek soek 'n hoër heerlikheid. Want die woord sê ons moet beweeg van heerlikheid tot heerlikheid. En die Gees van God is al wat ons die heerlikheid van God na perfeksie toedryf. En is die Gees van God wat ons spraak gaan verander. Dis die Gees van God wat ons gesindheid en ons manier van dinge doen gaan verander. Wat ons verantwoording sal in die hemel wees en nie hier op aarde nie. Dis die Gees van God wat ons verlos van hierdie aardse dinge af. Sodat ons kan sien, hier is niks vir my nie. Die hemel is my woning en Jesus is my koning. Sodat ons kan weet en nie dink dat hy God is. En in alles en deur alles is hy altyd met ons. Ons lees Jakobus 2 vers 17 tot vers 12 tot 13. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie. En die barmhartigheid roem teen die oordeel. Dit is baie eenvoudig geskrif, maar daar is so baie in dit. God se woord sê hy behag barmhartigheid meer as offerande. So dit maak sin dat die barmhartigheid dan teen die oordeel ook gaan roem. Want die offerande was daar om versoening te maak vir die oordeel wat jy oor jouself gebring het, omdat jy die wet van God oortree het. So elke keer moet ons onsself sê, elke keer wanneer jy 'n klip wil vat, en iemand stenig, alles die persoon in hederdaad op egbreek betrap, moet jy weet, die barmhartigheid roem oor daardie oordeel ook. En ons het 'n voorbeeld van dit. Ons is baie gou om mense te oordeel. Ons is baie gou om mense te verstenig. Maar nie eens Jesus het 'n vrou wat in egbreek betrap is, geoordeel nie. Hoe groot is die barmhartigheid van God? The mercy, the grace of God. That's how big it is. Dit roem teen die oordeel. God is die goeie regter. En wanneer hy kom, gaan hy in goedheid om oordeel lewer. Hy sê dan ook hier, as jy geen barmhartigheid betoon het, sal sy oordeel dan onbarmhartig wees. Hy het gekom om verlossing te gee. Hy het gekom om verlossing te spreek. Ewen hierdie vrou wat in egbreek betrap is, het Jesus gesê, gaan en sondig nie meer nie. Dis die verlossing wat God tot ons almal het, en wat ons tot ander ook moet hê. Dat niks wat jy doen, jou kan vry maak nie, maar wanneer Jesus jou vrygespreek het, is jy waarlik vry. Dat jy werklik verlos. En die vyand maak en breek wat hy wil, maar hy kan nie die bloed van Christus uitwis nie. Hy kan nie jou bloedgevlekte lewe uitwis. Van jou verantwoording is in die hemel. Jou nuwe liggaam is saam met Christus in hoër plekke. Alhoewel ons op hierdie aarde is, weet ons, die is tydelik. Ons het 'n verheerlike liggaam in Christus. So terwyl ons hier is, laat ons barmhartig wees, laat ons genade bewys. Van God se woord is, dit is sy wil om aan een en elkeen genade en barmhartigheid te bewys, sodat niemand kan sê, hy het dit nie ontvang nie. Sodat wanneer God kom om oordeel te lewer, het hy aan elkeen genade kans gegee. Galasiërs 5 vers 1. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Die enigste persoon
waaraan ons moet diensbaar wees as Christus. Nie die juk van wette nie, nie die juk van mense nie. Maar ons moet ook nie hierdie vryheid wat ons het misbruik nie. En die pad na die hemel is smal en 'n nou pad. En die enigste manier om daarop te bly is om jou oë te fokus op jou leidsman, jou verlosser, jou saligmaker. Want hy sê hy is die lamp vir jou voete en die lig op jou pad. As jy jou rug draai op die lamp en op jou lig, stap jy in duisternis. Wanneer jy ophou jou oë op jou verlosser vestig, verloor jy jou verlossing. Die Here het die juk van diensbaarheid afgehaal, in wette en mense tradisies. Maar hy het ons die juk van vryheid gegee. Vryheid om lief te hê. Vryheid om in waarheid te lewe. Vryheid om genade te bewys. Van voorheen was die Israeliete nie vry om barmhartigheid te bewys nie. Hulle het net die wet toegepas. Daardie vrou wat Jesus vrygemaak het, God het die vryheid daarin gestel om barmhartigheid te bewys. So laat ons daardie vryheid, die wet van vryheid, moet ons vas aankleef. Ons moet daardie juk op ons vat, om lief te wees, om eer aan ander te doen hoër as jouself, om ander lief te hê meer as jouself, om Christus as die eerste in jou lewe te stel. Ons lees Romeine 8 vers 21. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Die hele skepping in gromming, vasgebind. Dit kan nie opereer hoe God dit oorspronklik geskep het nie, deur ons ongehoorsaamheid. So wanneer jy daardie geskenk van verlossing van Christus aanneem en aanvaar, is dit nie net jy wat vry word nie, maar in meeste gevalle is dit jou familie wat vry word, jou man wat vry word, jou hart raak vry. Van omdat jy lief is vir Christus, begin sien jy om hoe jou hart lyk, van dis die plante is deur die hand van God in jou gegee. Hierdie huis wat jy het, is deur God aan jou toevertrou. Jou diere aan jou deur God toevertrou. So, deur jou nie te bekeer in die geskenk van verlossing te aanvaar wat Jesus vir ons gee nie, kies jy self om 'n slaaf te wees van die sonde en die duiwel. Hy het ons geransom. Ons was gekidnap deur die duiwel. Ons was vasgehou. Maar deur sy bloed, deur sy lewe vir jou lewe op te gee, het hy ons teruggekoop. Ons lees Jakobus 1 vers 25. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Die verlossing van Jesus aan ons, die verlossing wat Jesus aan ons geskenk het, is 'n volmaakte vryheid. Maar jy moet tyd vat en nie net oppervlakkig kyk nie, maar diep daarin staar, sodat jou verlossing tot die verlossing van ander ook kan lei, deur die diensbaarheid wat jy toon aan God
en jou medemens. God het ons 'n nuwe juk gegee, om sy wil, om sy gees, om sy lewe, wat hy aan ons gegee het, nie vir onsself nie, maar vir hom leef. Soos apostel Paulus sê, hy lewe nie meer nie, maar Jesus Christus leef nou in hom. Hy is verlos van die liste, van die begeertes van die vlees. Dat ewen die dood is 'n wins vir hom. God wil ons hê op daardie plek. God wil ons 'n volmaakte verlossing laat geniet. Maar ons is ons grootste obstakel. Van ons glo halfhartig. En die lewe, die manier waarop jy leef, is bewys van dit. Ons sê God is 'n geneesheer, maar ons leef nie asof God 'n geneesheer is. Ons sê God kan siekes gesond maak. God kan dooies opwek, maar ons leef nie so nie. Ons geniet nie die volle verlossing van God nie. Ons sien onsself nog steeds as scrap. Although you have been salvaged, you have been cleaned, you have been restored, you have been made new. A new life has been given to you, and a new body has been prepared for you in heaven. Jou nuwe liggaam is in hemelike plekke. Psalm 68 vers 7. God laat die eensames woon in 'n huisgesin. Hy lei die gevangenes uit in voorspoed, maar die wederstrewiges woon in 'n dor land. God se verlossing raak alle aspekte van die lewe. Hierdie huisgesin is die liggaam van God. Die liggaam van Christus is hierdie huisgesin. Die huisgesin van God. Waar hy self, die wat vasgevang is, uitlei in voorspoed. Nie eens die dood en die mense se opinies kan dit keer nie. Die wat alleen is, God het ons gemaak as hulle huisgesin. Sodat ons kinders, almal kinders van God, mekaar kan ondersteun. Mekaar kan herinner van die beloftes van God. Want hy sê in sy woord, moet nie moeg raak om my te herinner aan my beloftes nie. En daar is oor die 7000 beloftes in sy woord. 7000 beloftes waaraan jy hom kan herinner. En hy is getrou, want hy ag sy woord hoor as homself. Johannes 11 vers 43 tot 44. En nadat hy dit gesê het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat gaan. Ons is gebind deur hierdie dinge van hierdie wêreld. Ons is gebind met die dood. Van mense spreek elke liewe dag dood. Ons spreek ook, baie kere spreek ons dood in plaas van lewe. Maar hier lees ons dieselfde mense wat jou vasgebind het en dood verklaar het. Dit is hulle wat jou sal losmaak en jou laat gaan, want dit is die Here wat jou geroep het. Dis die verlosser en vrymaker en saligmaker wat jou tot homself geroep het. So wanneer enige iemand 'n juk, wanneer enige iemand ketting, wanneer enige iemand jou wil bind, moet jy weet, dat dieselfde persoon kan jou nie keer nie. Want jy is nie geroep uit jouself uit nie. Jy is nie geroep uit jou goeie dade nie. Jy is geroep omdat die Here jou geroep het.
Omdat jou Vader in die hemel jou geroep het. Niks kan jou keer nie. Van jou roeping is 'n hoë roeping, jou roeping is 'n heilige roeping. Prys die naam van die Here. Ons lees Filippense 3 vers 14. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na dit wat voor is en jag na die doel om die prys te verkry, om die hoë roeping van God in Christus Jesus. Wanneer die twyfel kom, wanneer die gedagtes van minderwaardigheid kom om jou te bind, om jou te versmoor, onthou dit is Jesus wat jou geroep het en hy het 'n dierprys betaal vir jou siel. Hy is jou verlosser. Stel vir daardie gedagtes, Jesus is my verlosser. Jesus het duur betaal. Jesus het sy lewe opgegee sodat ek kan lewe het en nie net lewe nie, maar lewe in oorvloed. Sê die woord van God. Die heilige woord van God. Jy moet daardie gedagte sê, Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Want die duiwel wil ons bind, die duiwel wil ons vashou. Maar die Here roep jou vanmôre op jou naam. Kom uit. Die Here sê jou staan op en loop. Hy het dit vir Lazarus gedoen en hy doen dit elke liewe dag vir ons. Al wat ons moet maak is om ons ore oop te maak, om ons hart oop te maak. Dat wanneer ons hoor dat ons kan glo en opstaan en uit daardie graf uitkom. Hy sê sy skape ken sy stem. Stel jou in, leer jou siel om die stem van God fyn en nou te begin luister. Ons lees Filippense 3 vers 20. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Nou om burgerskap in 'n land te ontvang, moet jy 'n sekere aantal jare daar woon, as jy nie daar gebore is nie. Jy moet die land se wette en die konstitusie leer. Jy moet 'n eed aflê. Nou is die pad wat ons op hierdie aarde moet loop. Ons lê 'n eed af die dag wanneer ons tot bekering kom. En dan leer ons die konstitusie, die woord van God en begin leef volgens die wet van vryheid van Christus wat ons gelees het is volmaak en perfek. So daar is die lang roete om burgerskap te verkry. Maar die Here sê, die wat nie wedergebore is nie in die hemel gaan nie. So die Here skiep daai hele ding. En hy laat jou bore in die koninkryk van God. Maar jy het nie aansoek gedoen vir burgerskap nie. Jy is gebore as 'n kind van die Here. Die dag wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy jou wederdoop, wanneer jy doop en jy kry jou wederlewe, as jy 'n nuwe skepping, as jy 'n kind van die Here, nie onwettig nie, nie stief nie, jy is gebore in die naam van Jesus, in sy koninkryk. Dis wat die dooping beteken. Dis wat die verlossing van God vir ons gee. Ons is wettig eerstegeborene kinders van God. Ons het nie aansoek gedoen vir burgerskap nie. Ons kan dit nie bekostig nie. Maar omdat hy wat 'n goeie ding in jou begin het, dit sal volmaak en voleindig. Hy het ons kinders van God verklaar. Dis kan ons met blydskap sê, niks kan my skei van die liefde van Jesus nie. Want hy het my verlos uit alles. Psalm 68 vers 21. God is vir ons 'n God van verlossinge en die Here het uitkomste teen die dood. Hy gee ons verlossinge. Jesus beteken God is verlosser. En elke dag sê die Here, hy gee ons genade op genade. So hy het nie net 'n verlossing, hy het verlossinge. Al wat ons moet doen is ons moet aanvaar.
verlossing van drank, verlossing van rook, verlossing van skinder, verlossing van ooreet, verlossing van minderwaardigheid, verlossing van vloek. Hy het verlossinge van al daardie goed, ewen teen die dood. Want hy is gedurig deur besig om ons te reinig, om ons skoon te maak, deur die bloed en die gees van God. Prys sy naam. Psalm 69 vers 18 tot 19. David bid hier en hy sê, en verberg u aangesig nie vir u knegt nie, want ek is benoud. Verhoor my dan gou. Kom nader na my siel. Verlos dit. Bevry my om my vyande ontwil. Nie vir sy ontwil nie, maar vir sy vyande ontwil. Op die kruis skree Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Was dit vir sy vyande se ontwil? Dit was nie vir ons nie. En wie is sy vyande? Dit was ek en u, geliefdes. Dit was ek en u, maar nog steeds het dit hom nie laat omdraai nie. So vandag vat jou hysop, die bitter in jou lewe, en trek jou onder die bloed van die lam, tot verlossing, tot vrymaking. Dit is God se liefde geskenk aan ons. Dit is God se liefdesgeskenk aan ons. Toe Abraham opgaan saam met Isak, vra Isak om, Vader, ek sien die hout, ek sien die vuur, maar waar is die offer? Het Abraham profeties gespreek, God van 'n lam voorsien. En hy self was die lam, die bloedende lam. Hy het ons vrygemaak, hy het ons vrygekoop. Ek sluit af hier met die skrif wat ek begin het. Kolossense 1 vers 13 tot 17. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Hy is die beeld van die onsienlike God. Die volheid van God het op Golgotha gehang. En elkeen wat op na hom kyk en met geloof glo, sal genees word. Dieselfde soos die Israeliete na die bronsslang in die woestyn opgekyk het en geglo het, het hulle genesing ontvang. Vanmôre, kyk op na die kruishout van Golgotha. Kyk op na hom wat verhoog is, en hy gaan ons verlos. Hy is getrou, hy is die saligmaker, hy is die leidsman na die lewe, hy is God almagtig. Hy is ons geneesheer. Hy is ons voorsiening. Die Here sien nie net nou nie, maar hy sien vanmôre, oormôre en volgende jaar en die jaar daarop. Nog voor ons gevra het, het hy alreeds gegee. Die Here is getrou. So getrou dat die dood hom nie eens kan keer nie. Dat hy deur die dood gegaan en aan die ander kant nog steeds getrou gebly. Dat hy pyn en lyding geneem het, omdat sy verlossing, omdat die vrug wat hy gedra het nie vir homself was nie, maar vir ons. Hulle het hysop gevat en in sy mond gedruk om die pyn te bedaar. En dit wou nie vat. Hy wil elke liewe pyn wou hy voel. Hy wou seker maak dat die vryheid wat hy vir ons gekoop het volmaak is. Vanmôre, geliefdes, strek jou hand uit na dit wat bo is. Kyk op. Kyk op. Strek jou hand uit na dit wat bo is.
trek jou hart uit na dit wat bo is. Buig jou siel binne in jouself neer. En sê, dankie Hemelse Vader. Dankie my God dat U groot is, Here. Dankie my God dat U getrou is, Here. Dankie my God dat ek die voorreg het, my Here, om voor U te kan buig, Here. Dankie Here dat ek die troon van genade kan benader, my Here, met vryheid, my Here. Nie vryheid uit my goeie dade uit nie, my Here, maar vryheid omdat U, my Here, 'n dierprys betaal het, my Here. Vryheid omdat U, my Here, God is, my Here. Omdat U onoorwonne is, my Here. Omdat U die Alfa en die Omega is, my Here. U is my begin, U is my einde, my Here. Elke wakkende oomblik is U met my, my Here. Niks kan my skei van die liefde van Jesus nie, my Here. Want ek is 'n bevlekte kind van God. Ek is 'n bloedbevlekte kind van God, wat altyd deur in die gedagtes van God is, my Here. U gedagtes vir ons, my Here, is meer as die sand van die see, Here. En ek dank U vanmôre, my Here. Ek weet vanmôre dat U leef, my Here. Ek weet vanmôre dat U is, my Here. Ek weet vanmôre dat U 'n losmaker is, Here. Ek weet vanmôre dat U 'n vrymaker is, my Here. Ek weet, my Here, dat U die wat verbryseld van hart is, ook kan herstel, Here. En ek dank U vanmôre daarvoor, Here. Getroue Hemelse God, dat hierdie woord, my Here, op vrugbare grond val, my Here. My Here, laat ons nie net hoorders van die woord is nie, my Here, maar doeners, my Here. Laat ons die verlossing, my Here, wat U so duur gekoop het, uit kan leef, my Here. Laat ons hierdie vrye geskenk wat U aan ons gegee het, aan ander ook vrylik gee, my Here. Van vrylik het ons ontvang en vrylik moet ons gee, Here. Ons bid vanmôre dat die Gees van God op ons gaan heers, Here. Ons bid vanmôre dat die Gees van God ons gaan lei in waarheid, my Here. Ons bid vanmôre dat die Gees van God ons gaan stand. Verkoop my siel vanmôre, soos Dawid sê, Here. En lei ons in die spore van geregtigheid, my Here, om U naams ons wil, my Here. Dat die dood, my Here, ons nie gaan skei nie, my Here. Sodat al ons gaan ons deur die dal van doodskade wee, ons gaan geen onheil vrees nie, my Here. Van U het ons krag gegee, my Here. U het ons autoriteit gegee oor alle magte van duisternis, Here. En ek dank U vanmôre daarvoor, Here. My Here, elkeen wat my stem vanmôre hoor, my Here, ek spreek verlossing, Here. Ek spreek bevryding, my Here, van die dinge van hierdie wêreld, my Here, van die kettinge en die bindings, my Here, wat ons oor onsself bring, wat ander oor ons spreek, my Here. Ek breek dit vanmôre in die naam van Jesus, my Here. Ek verklaar in die naam van Jesus dat ons duur gekoop is, dat ons vry is, my Here. Ek preek vanmôre, my Here, breek deur, my Here, dat die genade van God skynbaar oor ons gaan wees, my Here, dat die salwing van die Heilige Gees oor die kinders van God, my Here, begin skynbaar wees, my Here, dat daar 'n soet en 'n heerlike geur oor ons gaan wees, my Here, dat U, my Here, se wil geskied kan word, Here. Ek bid dit vanmôre, my Here, nie omdat ons dit verdien nie, my Here, maar omdat U getrou is, my Here, omdat U heilig is, my Here, omdat U waardig is van lof, prys en eer, my Here. Omdat U herwinning bring, my Here. Omdat U verlossing is, Here. U is verlossing, Jesus. God is verlossing. Yeshua HaMashiach, my Here. U is, my Here, die groot ek is, Here. En ons dank U vanmôre, my Here. Ons erken vanmôre ons is swak, ons is nietig, my Here. Ons erken vanmôre, my Here, U teenwoordigheid hier, Here. En ons dank U, my Here. Ek bid, my Here, dat U gaan saam met almal wat gaan, my Here. En bly met almal wat bly, my Here. Tot ons U weer sien, Here. Lei ons deur hierdie week, my Here. Laat U woord, my Here, elke môre soos 'n stroom van lewende water uit ons vloei, my Here. Laat ons elke môre met 'n loflied, my Here, met 'n psalm in ons hart en ons gees opstaan, my Here, om 'n lewe van aanbidding in U te kan leef, my Here. Ons bid dit in die naam bo alle name, die naam van vrymaking, die naam van verlossing. Jesus, Jesus, Jesus. Amen en amen. Prys die naam van die Here.